Deuteronomium hoofstuk 1, ek lees vir u vanaf vers 21. Kyk, die Here jou God het die land aan jou oorgegee. Trek op, neem dit in besit soos die Here, die God van jou vaders, jou gesê het. Wees nie bevrees en wees nie verskrik nie. Toe het julle almal na my toe aangekom en gesê, laat ons manne voor ons uitstuur, dat hulle vir ons die land kan verken en ons berig kan bring aangaande die pad waarlangs ons moet optrek en die stede waarby ons sal kom. En die saak was goed in my oë, sodat ek 12 man uit julle, uit elke stam 1 man geneem het. En hulle het weggedraai en na die gebergte opgetrek en tot by die dal Eskalon gekom en dit verken. Hulle het toe van die vrugte van die land met hulle saamgeneem en dit na ons afgebring en aan ons verslag gegee en gesê, die land wat die Here onze God aan ons sal gee is goed, maar julle wou nie optrek nie, maar was wederstrewig teen die bevel van die Here julle God. En julle het in julle tente gemurmureer en gesê, omdat die Here ons haat, verskoon tog, het hy ons uit Egipte land uitgelei, om ons in die hand van die Amorite oor te gee, dat hulle ons kan verdel. Waarheen moet ons optrek? Ons broers het ons hart laat versmel deur te sê, ons is 'n volk groter en hoër van gestalte as ons. Die stede is groot en tot aan die hemel versterk. En ons het ook daar die kinders van die Enakiete gesien. Toe het ek aan julle gesê, word nie verskrik en wees nie bevrees vir hulle nie. Die Here julle God wat voor julle uittrek, hy sal vir julle stry, net soos hy voor julle oë met julle in Egipte gedoen het. En in die woestyn, waar jy gesien het hoe die Here God jou gedra het, soos 'n man sy seun dra, op die hele pad wat julle getrek het, totdat julle by hierdie plek gekom het. Maar ondanks hierdie woord het julle nie geglo in die Here julle God nie, wat voor julle uitgetrek het op die pad, om vir julle 'n plek uit te soek, om julle laar op te slaan, snags in die vuur, om julle te laat sien op die pad waarlangs julle moes trek, en bedags in die wolk, tot sover uit die woord van die Here. Kom ons sit net so, dan gaan ons saam buig in gebed voor die Here. Here, dankie vir die wonderlike voorreg om hierdie woord van u te kan lees, bekende gedeeltes te kan lees, en dankie dat ons vanmôre met 'n verwagting na u kan opkyk, dat wanneer u nou u woord met ons gaan deel en het vir ons kom oopbreek, dat u dit ook vir ons ryklik in ons harte sal kom seën, dat u vir ons vanmôre die venster 'n bietjie sal oopmaak, die gordyne sal ooptrek, en dat ons die Vaderhart sal raak sien, wat ook vanmôre oor ons besorgd is. Dankie dat ons kan bid vir die verskillende hartstoestande wat na hierdie woord luister vanoggend. Baie meer as wat hier byeen is, in verskillende dele, nie net van die land nie, maar ook oor die wêreld. En ons bid dat u vanmôre op 'n besondere wyse deur die tegnologie ook by u kinders sal kom stil staan, kom verkoop, kom aanspoor tot 'n lewenswandel wat u behaag. En nou bid ons ook, Here, vir die siektetoestande en die virus wat sy draaie orals maak en orals om ons aan mense kom vat. Ons bid vir u bewaring en u beskerming. Ons bid dat u vir ons 'n oplettendheid sal gee om ook ons eie veiligheid te probeer bestuur na die beste van ons vermoë. En nou, terwyl ons bevoorreg is om in stilte voor u te buig met u woord, wil ons nou ons harte kom instem in verskillende omstandighede waaruit daar nou na u woord geluister word. Kom Here, kom spreek tot ons.
leer vir ons. Ons wil gehoorsaam wees aan u stem. Amen. Wanneer ek vanoggend 'n tema aan hierdie gedeelte met u wil deel, dan wil ek eers 'n sinnetjie aanhaal wat verskeie kere in hierdie hoofstuk na vore kom. En dis die sinnetjie wat sê, wees nie bevrees of verskrik nie. En dit is woorde wat herhaal word, nie net in hierdie gedeelte nie, maar deur die skrif kry ons hierdie gedagte wat baie prominent na vore kom. Wees nie bevrees of verskrik nie. En dit word deur verskillende skrywers aangehaal, presies dieselfde woorde. En ek wil vanmôre met jou praat oor die rede vir hierdie woorde. Wat is die rede as daar gesê word, wees nie bevrees of verskrik nie? Dit wat ons saam gelees het. En dan kom ons by die tema uit. Die rede vir hierdie woorde, wees nie bevrees nie, want hy dra ons. Ek wil graag met jou praat oor God se draagvermoë wat geen beperking het nie. En ek vertrou soos wat die Here dit in my hart lewend gemaak het en met my gewerk het, dat die Here ook deur hierdie woord met jou ook sal kom deel. Nou wanneer ons fokus op die gedagte van hy dra ons, is daar baie om oor te praat. En daar is geweldig baie in die skrif oor dit. Maar ek wil graag fokus op dit wat met die skrifgedeelte te doen het, die gebeure rondom die volk se uittog uit Egipte en die woestynervarings. En dan wil ons na verskillende skrifgedeeltes gaan kyk deur die skrif wat hierna verwys onder die gedagte God dra ons. Die draagkrag van die Here is onbeperk. Dit het nie 'n ouderdomsbeperking nie. Dit het geen beperking nie. En daarom wil ons nou in hierdie skrifgedeelte en in die gedeeltes wat ek gaan aanhaal, uitsluitlik fokus op die gedagtes wat gewissel word. Hy dra ons, en ons voorbeeld is die volk deur die woestyn en alles wat met dit geloop het. So ons gaan daarop fokus, want dit wat die Here daar gedoen het, doen hy nog net so goed vandag, en is vandag net so van krag. En mag die Here hierdie gedagte met ons in ons harte kom seën. En ek gaan my bes probeer om dit so prakties as moontlik oor te dra. Wanneer die boodskap nou op die YouTube kanale, sal ek die presentations en die goed nou probeer inwerk en 'n paar van hulle bou rondom dit. Maar vir die wat op Webwoord inskakel en nie so iets het nie en nie my gebare kan lees en sien nie, moet ek probeer om die prentjie in te kleur. So dit is nogals baie keer 'n uitdaging. Kom ons vertrou die Here om dit vir ons op 'n wonderlike manier te kom doen. Die eerste gedagte van hy dra ons lees ons in vers 31 wat ons saam gelees het. En daar kry ons hierdie woorde in die woestyn waar jy gesien het hoe die Here jou God jou gedra het soos 'n man sy seun dra. Soos 'n man sy seun dra. En ek het nie nodig om dit te verduidelik nie. Want in 'n pa se arms of in oupa se arms of in ma se arms is die veiligste plek vir 'n kind. Enige iets wat 'n kind bedreig, wat vrees opwek, is sy eerste reaksie die veilige hawe. Hy gaan spring nie in 'n vreemdeling se arms nie. Hy gaan in sy pa se arms.
ek vir jou hierdie prentjie skets, en ons almal het ons eie verhale om daarvan te vertel. Wanneer 'n kind kaalvoet buite speel, toe hulle dit nog gedoen het, en toe daar nog sulke goed soos dorings was, dan weet jy hoe vinnig word 'n kind se handriem opgetrek. As jy daar buite loop en hy trap in daai doring, dis so een beweging. Hy steek nie net daar vas, alles sak so mekaar en hy kollaps en hy gaan sit op die grond. Ek kan dit nie verstaan nie, hy trap in 'n doring en gaan sit hy tussen die dorings, maar hy voel hulle nie, hy voel net daai in die voet. En as hy daar gaan sit, dan sit hy die sirene aan, sy alarm gaan af. Jy moet hom nou kom haal, jy moet hom help. En as jy net bietjie ver is, dan bedui hy vir jou, en hy tel die voet so op in die lug. Kom help my. En dan roep jy hom nie na jou toe nie, jy gaan na hom toe. Want hy is nou in nood. En dan tel jy hom op, want nou kan hy miskien nie verder loop nie. Jy kan daai doring uittrek, hy gaan nie daarvan af verder loop nie. Die ding maak seker, dit gaan weer gebeur. Nou moet jy hom optel en jy moet hom dra tot by 'n veilige plek. Maar die meeste van die tyd is dit na 'n bekende, veilige terrein. Nie sal maar net iewers te neersit nie. Pa sy kind in sy arms neem, dan word dit 'n veilige hawe. As daai kind skrik vir 'n hond of hy skrik vir enige iets, dan storm hy sy pa en hy spring in sy arms of sy ma, wie van die twee ook al naby is. En hierdie beskrywing word vir ons in hierdie skrifgedeelte ingekleur. Jy kan dit later weer gaan lees en daarna gaan kyk. En daar word verduidelik hoe hierdie pa wat sy volk soos 'n man sy seuns in die arms dra, 24/7 gedra het. In die nag met die vuurkolom en die dag met die wolkkolom. En al die ander beskrywings rondom dit. Dis mos ons wat in ons volksmond baie uitdrukkings het oor die feit dat die Here ons dra. Ons sê hy dra ons, hy tel my op. Wanneer ek moeg is en wanneer ek moedeloos is, dan dra hy my. Ons sê dag vir dag dra hy ons. Of ons sê tot hiertoe het hy my gedra. Ek wil jy moet 'n bietjie gaan dink oor hierdie gedagte. Wat sê ons eintlik? En die dieper betekenis daarvan om te sê dat die Here ons dra. En daar is baie ander skrifgedeeltes wat oor hierdie gedagte handel in 'n ander konteks. Ons fokus net op hierdie konteks. So dis die eerste. Die rede hoekom die skrif sê, wees nie bevrees of verskrik nie. Want hy bring berusting. Hy dra ons. Ons is op die veiligste plek, ons is op die beste plek. Het jy al opgemerk hoeveel sien 'n kind kans voor as hy in sy pa se arms is? Het jy gesien wat sy uitdagings vat hy, toe hy net konek is? Hy moet net aan sy pa raak, hy moet net aan sy pa se arms wees, dan sien hy kans vir die wêreld. Daai selfe hond wat vir hom nou geblaf het en hy geskrik het en hy gehuil het en in sy pa se arms gespring het. Kyk wat is sy attitude oor daai selfe hond terwyl hy in sy pa se arms is. Nommer 2, lees ons in Exodus hoofstuk 19. Nog 'n beskrywing van hoe die Here ons dra. Exodus hoofstuk 19 vers 4 lees ek vir jou hierdie woorde. Julle self het gesien wat ek aan die Egiptenaars gedoen het. En nou kom hy met hierdie
Mooi prentjie. En dat ek julle op arendsvlerke gedra en julle na my toe gebring het. Asof die Here verduidelik dat hy hierdie volk van hom wat hy na hom toe gebring het, op arendsvlerke gedra het. Hy het hulle uit hierdie omstandighede uitgelig en hulle op arendsvlerke gedra. Deuteronomium 32, een van die laaste hoofstukke van Deuteronomium, beskryf dit so. Ek lees vir jou daar in vers 11 en 12. Daar staan, soos 'n arend sy nes opwek, oor sy kleintjies sweef, sy vlerke uitsprei, hulle opneem, hulle dra op sy vleuels. Die Here alleen het hom gelei. Wat word vir ons hier oorgedra? Dat die Here ons dra soos wat 'n arend sy kleintjies dra in die leerskool van 'n arend se lewe. Dis die gedagte wat in daai twee skrifgedeeltes vir ons uitgebeeld word. Nou dis 'n baie interessante onderwerp. Ek het so 'n paar jaar terug met 'n jeugkamp, het ek die kweeskoolstudente deel gemaak van die program, baie programme wat hulle gedoen het op verskillende goed, maar in hierdie geval, en hulle moes navorsing gaan doen het oor die leerskool waardeur arende gaan, en hoe die volwassenes die klein arende leer in die hele proses waardeur arende nou gaan. En hulle moes videoklips bymekaar maak en al die digitale goed gereed kry, en so het hulle hierdie aanbiedings gedoen op 'n jeugkamp. Daai arend wat sy kleintjies leer, dis 'n baie lang gesprek en ons kan baie lank hieroor praat. Ek wil net die begrip by julle los, en jy kan self 'n bietjie gaan Google en YouTube, en vorentoe sal ek dalk 'n paar van die goed vir julle wys. Die hele proses waarin daai volwasse arend, daai arendskuiken moet leer, is nie 'n lekker plek nie. Dis nie gemaklik nie. As daai arendskuiken uit daai nes uit moet gaan, is nie so eenvoudig nie. Dis al wat hy ken is daai nes en sy maat hom gevoer tot daar. Alles is vir hom gedoen, nou moet hy daar uit. Hy maak nie net sy vlerke oop en hy vlieg nie. Gaan kyk vir jouself 'n bietjie, wat 'n geweldige lang proses is dit. En wanneer hy nou uiteindelik aan die vlieg kom, beteken dit nie hy is nou volmaak in sy vlug nie. Dis 'n lang uitgerekte leerskool. En daai arend volwassene se timing moet perfek wees om hierdie arendskuiken wat nou moet leer vlieg en wat sy lugvaartlisensie moet kry, te spaar van 'n dood. En daai arends volwassene, daai arendouer, moet daai jong arend al die tegnieke in die lug leer. Luister mooi, nie in die nes nie. Arendpa en arendma gaan staan nie daar in die nes en sê vir die kleintjies, raai vandag se vak, gaan nou so 'n bietjie leer om te dak en daai van die lug, want dit is goed wat julle moet inoefen nie. Ons sal vir julle verduidelik hoe werk dit, en julle moet net hier op die nes sit en kyk, ons gaan gou 'n draaivlieg en vir julle wys wat ons nou beduie, en dan kom ons terug. Julle moet dit asseblief file, onthou jy gaan dit eendag nodig kry. Nee, die nes is die nes. Training is training. As daai arend nou moet vlieg en hy kom nie reg nie, en hy kry nie sy draaie reg nie,
Dan kom daai volwasse arend onder hom in, die Bybel praat van hy neem hom op die vleuels. En hy tel hom weer op, kry balans, kry koers, kry rigting, daar gaat ons weer. En as daai arend, daai jong arend, nou dink hy dit nou bemeester. Dan kom daai volwasse arend en hy vlieg letterlik in sy pad in om hom te forceer, om skerp draaie te leer maak. Want hy moet sy prooi in die lug attack, as dit nou nie 'n visarend is of iets wat op die grond sy prooi kom vang nie. Hierdie hele leerskool vergelyk die Here met sy volk wat hy gedra het. Vir hulle voel dit nie regverdig nie. Vir hulle voel dit baie hard om so uit die veilige hawe van 'n nes uitgeskop te word. Maar vir daai volwasse arend sien hy dit as sy verantwoordelikheid om hierdie kleintjies te dra totdat hulle selfvolwassenheid bereik. En daai volwassene se arend se tydsberekening is perfek. En oor 'n tydperk word daai tydsberekening in daai jong arend ingebou. Want sonder timing sal hy nooit enige prooi kan vang nie. Sonder strategie sal hy nooit enige prooi in die hande kan kry nie. En dis wat ons daaruit kry. So dis die tweede rede hoekom die Here sê, wees nie bevrees en verskrik nie, want hy dra ons soos 'n arend sy kleintjies op die vleuels dra. Die derde, dieselfde skrifgedeelte, Deuteronomium hoofstuk 1, vers 32 en vers 33, dra die Here ons, en het hy sy volk gedra, te midde van hulle eie onkunde en ongehoorsaamheid. Ons lees daarvan vers 32 en 33, ondanks hierdie woord, het julle nie geglo in die Here julle God nie. Onthou vers 31 gesê, hy dra ons soos 'n pa sy kind. En nou verstaan daai kind nie alles wat sy pa met hom doen nie. En dan verduidelik in vers 33, hy het voor hulle uitgetrek in die wolkkolom en die vuurkolom en alles wat saam met dit loop. Die Here het die volk gedra terwyl hulle harte nog in Egipte was. Die Here dra sy volk ten spyte van hulle eie ongehoorsaamheid en hulle onkunde. Onthou, hulle ken nie die woestyn nie, hulle ken Egipte. Hierdie plekke waar hulle nou beweeg, was hulle nog nooit. So dis onkunde saam met ongehoorsaamheid. En te midde daarvan dra die Here hulle. Ek is terug by die voorbeeld van die pa wat sy kind dra. En jy gesien die protesteerde kind. Iewers te kuier of hy's besig met sy speelgoed daar te speel en jy weet is nou tyd, julle moet nou gaan. En jy sê nou vir hom, kom dat ons ry. En hy kind gooi wal. Want nou speel ons eers lekker. Kan nie nou ry nie. En jy daai kind optel in jou hande, in jou arms, van julle moet nou loop. Julle moet nou na 'n ander bestemming toe gaan. Jy weet, hy verstaan nie hoekom nie. In sy verwysingsraamwerk is dit lekker hier waar hy speel en hier wil hy bly. En nou hy en hy protesteer. Maar te midde daarvan dra jy daai kind want jy weet beter as hy.
Jy weet waarmee jy besig is, en jy weet waarheen jy gaan. Hy kan later weer speel, maar vir nou is dit verby. Daai selfe gedagte van die pa wat sy kind dra, ten spyte van sy onkunde of ongehoorsaamheid, is die gedagte wat ons hier kry in vers 31 en 32. Nou word dit ook vir ons uitgebeeld in Hosea. As jy soontoe wil blaai, Hosea hoofstuk 11, vers 3 en die eerste deel van vers 4. Ek lees vir jou wat staan daar. Ek self het Efraim leer loop. Ek het hulle op my arms geneem, maar hulle het nie erken dat ek hulle genees het nie. Met mensebande, met koorde van liefde het ek hulle getrek. Hy het die volk op sy arms geneem, hy het hulle geleer, maar hulle het dit nie verstaan nie. Die Here dra ons met die hoop dat ons wel tot insig sal kom. Die Here dra ons met die wete, ons weet nie wat hy weet nie. Die Here dra ons met die wete, ons verstaan nie alles nie. Ons comfortzone is vir ons 'n veilige plek, ons wil eerder hier bly. En dis die wonderlikheid, dat die guns van die Here nie verander word deur ons onkunde en ons ongehoorsaamheid nie. Ek wil dit verduidelik in hierdie konteks. Die guns van die Here, sy voorsienigheid vir die volk, het ons reeds saam gelees, die wolkkolom, die vuurkolom, en op ander plekke die kwartels en die manna, en hulle klere wat nie versluit het nie, en hulle voete wat nie geswel het nie, en niks van daai goed, al hierdie wonderlike goed oor die guns van God wat oor die volk was terwyl hulle in onkunde en ongehoorsaamheid was. Die Here het nie sy guns van hulle onttrek. Figuurlik gesproke het hy hulle nie uit sy arms uitgehaal en op die grond neergesit en sê, doen nou julle eie ding. Julle wil nie luister en julle wil nie verstaan nie, ek is klaar met julle. Nee. Hy hou hulle in sy arms. Ten spyte van hulle onkunde en ongehoorsaamheid. En hy weerhou nie sy guns van hulle nie. Al moan hulle later oor die kwartels en die manna. En hulle is nou al moeg vir hierdie kwartels, hulle het hom nou al gegrill en getoast en gekoek en wat. En die vrouens het nou al wat 'n resep is uitgeruil. Mr. Delivery is elke dag spot on op diens. En hulle word varser as vars afgelewer. Die manna is elke oggend op hulle plek. En die Here dra sy volk te midde van hulle murmureringe, te midde van hulle onkunde, te midde van hulle ongehoorsaamheid. God speel nie sy guns af teenoor ons gehoorsaamheid nie. Luister, God werk nie met bribes nie. God sê nie, ek het hier 'n ietsiekie vir jou, maar dan moet jy nou vir my ook iets terug doen nie. God werk nie so nie. Sy draagkrag is sonder voorbehoud. Dit beteken nie dat ek en jy nou kan doen wat ons wil nie, want dit bring ons nou by nommer 4. So die Here dra ons te midde van ons onkunde en ongehoorsaamheid, maar dit gee nie vir my 'n lisensie om te doen wat ek wil doen nie. En beteken dis nou onbeperk en ek kan nou aangaan nie, hoegenaamd nie. My optrede, terwyl die Here my dra,
het 'n direkte invloed op God se reaksie op my optrede. Ek gaan dit eers verduidelik, dan gaan ons dit saam lees. As daai pa sy kind optel en hy dra hom, en hy kind wil nou nie saamgaan nie, want hy wil nou nog daar sit en speel. Dan begin hy nou te protesteer, en as hy nou nog nie sy sin kry nie, dan gaan hy nou begin skree, en dan begin hy nou sy armpies rondswaai, en dan wip hy hom, en dan doen hy nou al hierdie goed. Nou iewers te langs die pad, moet die pa begin terugreageer op hierdie reaksie van sy kind. En dit beteken, die pa gaan of saam met die kind werk, of teen die kind werk. As hy begin wil skop en slaan, en 'n tantrum gooi, dan is Moses se 5-punt plan die volgende stap. Plathand. Service hom. Dan werk sy pa teen hom. Sy pa moet sy arms in bedwing hou. Sy geskree moet stil gemaak word. Maar wanneer hy seer gekry het, en hy is in pyn, en sy pa tel hom op, dan stry sy pa vir hom. Ek moet eintlik die baas nou hier bring, want hulle is baie beter op daai afdeling. Dan skop moederhart in, en hulle gee nou 'n bietjie TLC, en as ek gevroetel en hy my kindjie, wat. Daai kind se reaksie het 'n uitwerking, of sy aksie het 'n uitwerking op die ouer se reaksie. Presies dieselfde gebeur met my en met jou teenoor die Here. Die manier waarop ek en jy reageer terwyl die Here ons dra, het 'n uitwerking op die reaksie van God. En dit het nou niks te doen met sy guns en sy goedheid, het ons nou nie na verwys het nie. Ons lees saam in daai selfde gedeelte wat ons saam gelees het, Deuteronomium 1 vers 29 en vers 30. Lees ons vers 30 sê, dis die Here wat voor julle uittrek, hy sal vir julle stry, soos hy voor julle oë met julle in Egipte gedoen het. Die hele gedagte hiervan, hy dra ons as 'n pa sy seun, en dan sê die Here, hy sal vir julle stry. Die pa weer die gevaar af, die hond wat blaf, die bedreiging, word afgeweer. Die pa wat die kind in sy arms opneem, en daai pa wat vir die kind stry. Die Here sê, hy stry vir ons. Terwyl hy ons dra, stry hy vir ons. Maar ongelukkig is daar ook die ander kant van die munt. Ons kan nie net maak wat ons wil nie, want ons reaksie het 'n invloed. Ons aksie het 'n invloed op God se reaksie. Daarvan lees ons in Jesaja 63, lees ons vers 10. Hierdie woorde, Jesaja 63 vers 10. Hulle was wederstrewig, onthou die vorige verse verduidelik weer die begrip van die Here het hulle gedra, so ons is nog steeds binne konteks. Hulle was wederstrewig en het sy Heilige Gees bedroef. Daarom het hy vir hulle in 'n vyand verander. Hy self het teen hulle gestry. So ek en jy moet vir onsself die vraag vra, terwyl die Here ons dra, kan ek nie net maak wat ek wil nie. Ek moet vir myself vra, stry die Here vir my of teen my?
terwyl ek in sy arms is. Die Here dra almal. Die een deel van die volk wat hy gedra het in die woestyn gesterf. Die ander deel wat hy gedra het is die land Kanaan in. Die Here dra almal. Maar my optrede het 'n invloed op God se reaksie terwyl hy my dra. En daarom moet dit my en jou dryf tot introspeksie voor die Here. Die feit dat die Here ons dra, beteken nie ek kan maak wat ek wil nie. Ek moet vir myself afvra, stry die Here vir my of stry die Here teen my, terwyl ek in sy arms is. En dis iets wat ons eerlik voor die Here moet antwoord. Is my denke, my optrede, my ingesteldheid, my hartklop in lyn met dit wat God begeer terwyl hy my dra? Maak dit dat hy vir my stry? Of bring my wederstrewigheid, my eie opstand, iets anders dan na vore, terwyl die Here my dra? Die volgende wat ek met u wil deel, is in dieselfde gedeelte wat ek nou saam gelees het, Jesaja 63, en dit is nou die vorige vers. En ek wil met saam met my volg op hierdie wonderlike mooi beskrywing. En dit is dat die Here ons dra deur al ons belewennisse. Hy besluit nie wanneer hy ons dra, wanneer hy ons nie dra nie. Hy besluit nie wanneer dit vir hom gemaklik is en nie gemaklik is nie. Jy weet, as 'n pa sy kind dra en hy raak nou moeg, dan gaan hy vir hom sê, hoor jy kan 'n bietjie self loop, dan sit hy hom neer. Of as hy bietjie hier ongemaklik raak, dan sit hy hom later op die nek neer en hy dra hom op die nek. En as hy nou besluit nie, dit is 'n bietjie genoeg, en sê hy vir hom nie, jy kan 'n bietjie self loop, dan sit hy hom neer. Nee, die Here werk nie so nie. Hy dra ons sonder voorbehoud. En hy dra ons deur al ons belewennisse. Let op wat vers 9 vir ons verduidelik. In al hulle benoudheid was hy benoud. En die engel van sy aangesig het hulle verlos. Deur sy liefde, deur sy medelee het hy hulle verlos. Hy het hulle opgehef en hulle gedra al die dae van die ou tyd. En hulle medelee, en hulle stryd, en hulle worsteling, was hy daar. Is dit nie kosbaar nie? Dat die Here ons dra deur al ons omstandighede. Met ander woorde, dit wat ons in vers 9 saam gelees het, hulle stryd het God se stryd geword. Wat hy het meegevoel met hulle, want hy dra hulle juis in hierdie omstandighede. Hulle worsteling het sy worsteling geword. Sy liefde het na hulle toe gekom. Hulle droefheid het sy droefheid geword. En al ons belewennisse, en al ons emosionele stryd, is hy daar, want hy dra ons. Hy stry saam met ons die stryd. Dis juist hier waar die Here met die wonderlike evangelie boodskap by mense kom stilstaan. Want hy laat reën oor die regverdiges en die onregverdiges.
Dis juist waar hy in sy liefde en medelee by 'n verlore sondaar kom stilstaan. Wanneer hy bewus word van God se liefde en sy eie verlorenheid. Wanneer hy bewus word van God se medelee en ontferming teenoor sy eie stryd. En die Here vir hom redding wil bied. Die laaste voorbeeld van die rede hoekom ons nie bevrees moet wees nie, want hy dra ons, is in Jesaja 46, lees ons hierdie wonderlike beskrywing. Die Here dra ons ongeag jou ID-nommer. Die Here se draagkrag word nie beïnvloed deur ons ID-nommers nie. Ek lees dit vir jou in die Bybel. Jesaja 46 vers 3 en 4. Luister na my, o huis van Jakob, en die hele oorblyfsel van die huis van Israel, julle wat deur my gedra is van die moederskoot af, opgeneem is van geboorte af. Wat is die eerste kontak met daai pasgebore babietjie? Hy word opgetel. Hy word vasgehou. Hy is in sy ma se arms. Maar dit stop nie daar nie. Hoor wat sê vers 4. Tot die ouderdom toe is ek dieselfde. Ja, tot die grysheid toe sal ek julle dra. Ek het dit gedoen, ek sal julle dra. Ek het dit gedoen en ek sal dit opneem. Ek sal julle dra en julle red. As dit nie maar hoe dit werk in ons lewe ook nie. As jy oud genoeg word en swak genoeg word, dan moet iemand jou weer dra. As jy verby die kierubende is, dan moet iemand jou reg ophou, iemand moet jou help, iemand moet jou dra. En hierdie wonderlike beskrywing, dat die Here vir ons sê, ek dra, met dieselfde krag en autoriteit, daai babietjie by geboorte, tot in die grysheid van die ouderdom. Draai ons deur al die lewensfases. So nooit kan ek op 'n plek kom waar ek sê ek is nou sterk genoeg en kan op my eie staan nie. Die enigste wanneer jy dit sê is wanneer 'n kleuter bewus word van homself. Dan as ek self en alles wil hy self, alles is self en alles het. Dis die laaste in jou lewe wat jy so onafhanklik gevoel het, is toe jy 'n kleuter was en jy alles self wil doen. En hoe verder die jare aanstap, hoe meer afhanklik word ons van draagkrag. In my geestelike lewe is dit presies dieselfde. Daar's nooit 'n tyd wat ek op my eie kan staan nie, want die skrif waarsku ons, wie meen dat hy staan moet oppas dat hy nie val nie. Nooit kan ek in my geestelike lewe op 'n plek kom waar ek nou kan sê, ag jong, ek is nou al so volwasse en ek kom al so lank op die pad. Ek is nou al deur alles, ek kan nie nog nuwe goed ontdek nie. Ek het nie nodig om gedra te word nie. Dis jou volgende ronde. Moenie worry nie, hy is vanaf op pad. Die draagkrag van die Here het geen beperkings nie. In elke lewensfase wil hy hê ons moet opnuut bewus word van sy draagkrag. En dis die wonderlikheid daarvan, dat die Here ons daarin
wil opskerp. Want hoe verder die tyd aanstap, hoe meer word ons bewus van ons afhanklikheid van sy draagkrag. So ek vat hierdie 6 gedagtes saam wat ek by jou gelos het vanoggend, ons maak klaar. Die eerste gedagte, ek gaan nou elke keer ander woorde gebruik. Die eerste gedagte wat ek by jou gelos het, soek die nabyheid van elke dag. Wees op die uitkyk daarvoor. Vra vir die Here, nommer 2, om vir jou 'n ingesteldheid te gee op die perfekte tydsberekening van die Here. Hy was nog nooit laat nie. Hy het nog nooit nodig gehad om te sê, oeps, jammer ek is laat, ek het gemis, ekskuus, ek was op 'n ander plek besig, ek het nie nou gefokus nie. Daai woorde bestaan nie in God se verwysingsraamwerk nie. Sy timing is spot on. Vra vir hom, vir ingesteldheid, vir sy tydsberekening. Terwyl die Here jou dra, maak seker, stry vir jou en nie teen jou nie, want jy maak dit moeilik vir julle albei. Soek die Here en wees oop vir sy oortuiging in jou hart. En weet, in jou diepste worsteling is hy daar. In jou grootste stryd is hy daar. Groei in sy draagkrag deur al jou lewensfases. En as jy bewus word van sy draagkrag, bring dit lewensvervulling. Hoor mooi wat bring lewensvervulling. Nie al die ander tydelike goed wat verbygaan nie. 'n bewustheid van sy draagkrag in jou lewe. Lewensvervulling. Wees nie bevrees of verskrik nie, want hy dra ons. Amen. Kom ons bid saam. Here, wat 'n wonderlike gedagte, om deur u draagkrag gekoester te word, om deur u draagkrag geleer te word, versterk te word, bemoedig te word, aangespoor te word. Dankie dat ons die wonderlike verlossingswerk van Christus Jesus in u draagkrag kan sien. En dit in ons eie lewe kan beleef. En daarom bid ons vir elkeen se behoefte wat na hierdie woord luister. Of hulle in 'n lewende verhouding met u staan, of hulle afgekoel het, of hulle totaal ongered is, sal u die bewustheid van u draagkrag gebruik om wonderlike oortuigingswerk te doen, sodat u verlossingswerk na vore kan kom. En ons eer u, ons aanbid u daarvoor. Amen.